Leer om God te vertrou in die wagtyd. God se vertraging is nie God se verwerping nie. Volgens Habakuk 2 vers 3 wat sê, want die gesig wag nog op die vasgestelde tyd. Al vertraag dit, wag daarop, want al te seker sal dit kom en nie versuim nie. Kind van God, een van die moeilikste dinge in die lewe is om God te vertrou wanneer niks gebeur nie. Jy bid, maar niks verander nie. Jy wag, maar die deur bly toe. Jy glo, maar die antwoord vat lank en die wagtyd kan gevaarlik raak. Want dit is in die wagtyd waar geloof getoets word, waar geduld gevorm word en waar vertroue gebou word. Baie mense vertrou God wanneer dinge gebeur, maar min mense vertrou hom wanneer dinge vertraag. Maar ek het vandag gekom om vir iemand te sê, God se vertraging beteken nie God het jou vergeet nie. Wat vir jou laat lyk soos 'n stilte is eintlik voorbereiding. Wat soos 'n toedeur voel, kan God se beskerming wees, want God is nooit laat nie. Hy werk altyd volgens sy tyd. God werk selfs wanneer jy niks sien nie, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, volgens 2 Korintiërs 5 vers 7. Ons wil alles onmiddellik hê, maar God werk andersom. Net omdat jy niks sien nie, beteken nie niks gebeur nie. Josef het drome ontvang, maar dit het jare geneem voordat sy drome vervul is. Dawid was gesalf as koning, maar hy moes eers deur die woestyn gaan. Jesus het 30 jaar gewag voordat sy bediening begin het. God gebruik wagtyd om karakter te bou, om geloof te versterk en jou voor te berei vir groter dinge. Vertraging beskerm jou soms. Die Here sal vir jou stry en julle moet stil wees, volgens Eksodus 14 vers 14. Ons raak soms kwaad wanneer God vir ons iets vir God gevra het. Maar later besef ons, as God dit vroeër gegee het, sou dit my vernietig het. Party deure moes toe bly, party mense moes weggaan, party antwoorde moes gewag word voor, want God sien wat jy nie sien nie. 'n Kind raak kwaad wanneer die ouers sê wag, maar die ouer verstaan tydsberekening. Net so verstaan God dinge wat ons nie verstaan nie. Die wagtyd beteken nie God straf jou nie. Dit beteken dikwels God beskerm jou. Die wagtyd toets jou geloof, maar God laat die lydsaamheid tot volle verwelkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees, volgens 1 Jakobus 4. Enig iemand kan God vertrou wanneer dinge maklik gaan, maar ware geloof wys in wagtyd. Kan jy steeds aanbid wanneer daar geen antwoord is nie? Kan jy steeds glo wanneer die bankrekening leeg word? Kan jy steeds bid wanneer die trane aanhou loop? Dis waar geestelike volwassenheid gebore word. Abraham moes wag vir Isak, Noag moes wag vir die reën, Lazarus was 4 dae dood, voordat Jesus opgedaag het, maar toe God beweeg, was dit groter as wat mense verwag het. Ek het vandag vir iemand 'n profetiese woord. Ek voel daar is mense wat moeg gewag is. Jy het begin wonder, het God my vergeet? Waarom vat dit so lank? Wanneer gaan my deur oop? Maar die Here sê vandag, moenie opgee in die wagtyd nie, want daar is dinge wat God agter die skerms doen. God sê, ek werk aan jou deurbraak, ek werk aan jou herstel, ek werk aan dit wat gebreek is. Ek is besig om orde te skep. Ek berei jou voor vir iets groter. Jy gaan nie vir altyd in hierdie wagtyd bly nie. Die Here sê op die regte tyd sal ek dit vinnig laat gebeur.
God se tyd is die perfekte tyd. Hy het alles mooi gemaak op sy tyd, sê Prediker 3 vers 11, nie te vroeg nie, nie te laat nie, die perfekte tyd. As Jesus vroeër opgedaag het by Lazarus, sou mense net nog 'n genesing gesien het, maar omdat hy gewag het, het hulle 'n opstanding gesien. Party van julle dink, God is laat, maar God sê, ek berei 'n groter wonderwerk voor. Die wagtyd is nie verniet nie. Daar is groei in die wagtyd. Daar is wysheid in die wagtyd. Daar is 'n salwing in die wagtyd en voorbereiding in die wagtyd is nodig. Kind van God, moenie jou geloof verloor net omdat die antwoord stadig kom nie. God het jou nie vergeet nie. Hy werk wanneer jy slaap. Hy werk wanneer jy huil. Hy werk wanneer jy wag. En op die regte tyd sal alles skielik vir jou sin maak. Een deur van God kan in een oomblik verander. Wat jare se pyn was, wat jare se wagtyd was, wat jare se trane was, hou aan glo, hou aan met bid, hou aan om te vertrou. Ek wil vandag 'n altaar oproep vir iemand wat moeg gewag is, vir iemand wat moedeloos is, iemand wat hy voel nie meer lus om aan te gaan nie. Jesus sê vandag, vertrou my nog net 'n klein bietjie langer. Gee jou wagtyd vir God. Gee jou frustrasies vir God. Gee jou onsekerheid vir God, want hy maak nooit 'n fout nie. Ek wil vandag saam met iemand bid. Hemelse Vader, dankie dat U altyd getrou gebly het. Selfs wanneer ons nie verstaan het nie, selfs wanneer ons moet wag, bly U besig om te werk. Here, gee ons meer geduld in die wagtyd. Gee ons vrede in die onsekerheid. Gee ons meer geloof wanneer ons moeg raak. Versterk elke persoon wat moedeloos geword het op hierdie pad. Ek verklaar vandag nuwe hoop, nuwe krag, nuwe vertroue en nuwe deure wat oopgaan. Help ons om nie op mense te vertrou nie, maar om op U perfekte tyd te wag. Ons glo dat U nooit laat is nie, in die magtige naam van Jesus. Baie, baie dankie. Amen en amen.